Ons praat baie oor God en met God en ons is besig met die dinge van God. Maar wanneer laas het God met jou gepraat? Wat het hy vir jou gesê? Kan jy onthou? En wat het jy daaraan gaan doen? Soos ons besig, jong, ons doen ons dinge in die geraas van die wêreld en ons praat oor God en van God en ons praat met hom baie. Maar wanneer laas het hy met jou gepraat? In Johannes 10 vertel die Here die hele storie oor die skaapwagter en sy skape. En dan noem hy nogal 'n baie interessante ding. Hy sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Hulle erken my stem en dan volg hulle. Weet julle, as 'n mens nie hoor wat die Here vir jou sê nie, as jy so besig is met al die ander geraas, kerkgeraas en geraas wat deur mense gemaak word, dan hoor jy nie altyd die stem van die Here nie. En die probleem is, as jy nie die stem van God erken nie, dan ontneem dit jou eintlik verskriklik baie. Jy gaan nie jou doel bereik nie. Jy gaan nie uitkom waar die Here wil hê jy moet uitkom nie. Jy gaan verkeerd interpreteer. Jy gaan goed doen wat jy eintlik nooit moes gedoen het nie, want en baie keer leen 'n mens jou ore uit aan daai amper stem van God, maar eintlik is dit nie God wat met jou praat nie. En weet julle, dis die belangrikste ding dat ons as sy skape sy stem hoor en hom volg. Hy sê in Johannes 10 dat hy loop dan vooruit en sy skape volg sy stem. Hy loop agter hulle aan. God praat met mense. Baie mense sê, ja, maar hoe is dit moontlik dat die Here met 'n mens kan praat? Praat, wat is praat? Miskien moet ons eers 'n bietjie daaroor praat. Wat is as God met 'n mens praat? God praat deur sy woord met jou, maar nie net die dooie woord wat jy lees nie. Rema woord, 'n woord waarin die Heilige Gees in is, wat in jou bly en wat jou gewete aanspreek en wat jou kom bewus maak. In Romeine 8 sê Paulus, die Heilige Gees wat in ons woon, kom maak die skrif vir ons lewendig. Daar word 'n persoonlike woord vir jou gegee, nie net 'n algemene woord nie. Partykeer lees ons die hele Bybel en ons ken die storie so goed, maar daai persoonlike praat met jou. Partykeer gebruik die Here ander mense om vir jou iets te kom sê. Die koue wind wat vanmôre hier waai, wintersmôre, toe ek hier kom staan, toe sê ek het die Here se warmte nodig, en skielik besef ek maar, die Here sê vir my, jy moet nader na my toe kom, Elmore. Hy praat multisensories, hy praat deur reuk, hy praat deur drome, visioene, deur sien. Hy praat wanneer jy slaap, hy praat in die natuur met die wind wat waai, met 'n voeltjie. Die Here is oral, God is oral teenwoordig en sy Gees is oral en die Gees binne in jou interpreteer wanneer God persoonlik met jou praat. En baie van ons mis dit. En nou dryf ons in 'n dam rond en ons kom nooit uit by die plek waar die Here wil hê ons moet wees nie. Want die geraas, en daar is so baie geraas, jong, die geraas van onvergifnis, die geraas van kwaad, die geraas van hierdie ou regering van ons, die geraas van soveel kerke wat elkeen sê, sy teologie is reg, die geraas van valse profete en dwaalleraars waarvan die Here ons waarsku. So dis oral om ons. En ek wil vanmôre vir jou kom sê, die Here wil jou uitbring by die plek waar hy jou wil uitbring. Hy wil jou die mens laat wees wat hy oorspronklik bedoel het jy moet wees. En om dit reg te kry, gaan jy moet hoor wat hy vir jou sê. Ek wil net met 'n getuienis afsluit vanmôre. Ek lê in die hospitaal, 4 weke weer.
Dit is soos 'n blur. Ek lê daar en die dokters praat van been afsit en hierdie kiem kan nie gewen word nie en hulle gaan maar kyk wat kan hulle doen. En daar pak 'n bang my beet terwyl ek in daai afgesonderde kamer lê met alles wit hier om my, die dae vleg in mekaar. En terwyl ek daar in die stilte lê, sê ek, Here, praat met my en weet julle wat hoor ek? Hy sê vir my, Elmore, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. En dis al wat hy vir my sê. En ek besef, dis verskriklik belangrik. En ek begin dit vir myself herhaal, aan my is alle mag in die hemel en op aarde. En toe besef ek net maar, dit hang nie van die dokters af nie, dit hang nie van die plek waar ek lê af nie, dit hang van hom af. En ek sal berus by wat hy besluit. En toe kom daar 'n vrede in my, wat alle verstand te bowe gaan. En dit is die effek van God se praat in mense lewe. Persoonlik praat, in jou hart inpraat, in jou lewe inpraat. En dan kan jy nie anders as om te weet, maar God het nou met my gepraat. Dis wat hy vir my gesê het. Dis wat ek nou gaan doen. Ek groet julle op hierdie koue wintersmôre in die wonderlike naam van ons Jesus.